Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 446. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan my boek, is dit Armageddon, is 'n eskatologiese boek, verwysing na die eindtyd. Daar het ek dinge ingeskrywe wat vandag presies besig is om waar te word. En ek gee aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Moet net onthou, my pa het my ding geleer toe van ek 'n klein seentjie was. Kennis is mag. En wat jy weet, kan niemand jou in die tronk sit voor nie. So, dit is belangrik, die boeke is geskryf, hulle is daarso, en dis van u gerief. Jy weet, elke van daai boeke, as jy daai kennis het, dan maak dit jy soveel sterker om met mense te deel oor die woord en die bonatuurlike geopenbaarde woord. Sou jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za, so jy kan sien nie bo, né? As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 toe, dit is belangrik, begin heel voor, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Jy moet ook inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van al die studies waarmee ons besig is. As ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, waar almal wie jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, maar seker jy skryfblokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede vors, lelie van die dale, blink en môre ster, Jaffa, Vader, ons almagtige skepper van hemel en aarde. Baie dankie vanmôre dat ons by mekaar kan wees as Jaffiste. Dit gebeur so gereeld en partykeer dan raak dit gewoonte vorm. Maar ek wil bid dat dit vir ons nooit gewoonte vormend word nie. Maar dat elke oggend se woord vir ons so opgewonde maak dat ons met 'n verwagting uitkyk om te deel, om te hoor wat u met ons deur die Ruach HaKodesh wil deel en vir ons sê en vir ons leer. Seën vanoggend se woord, maak dit lewendig. Gee elkeen van ons 'n ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons wil leer. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Prys hom, prys hom. Verskoon my net. Is lekker koel hier in die ateljee, het is winter. Maar nou ja, ek sê, hy moet maar kom, ek kan dit klaar raak, né? Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes, glo dit vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 23. Nou wat ek hierso sê vanmôre is dat koning Salomo, laat ons nou in 2026 luister na hierdie sondaar se eie getuienis. Nou van wie praat ons? Ons praat van hy wynsuiper. Hy wat, dis wat hy is, die woord sê sy karakter. En wat doen koning Salomo? Hy gebruik die wynsuiper. Maar dit is algemene sonde. En jy onthou, ek sê altyd, daar's nie klein en groot sondes nie. So dit is so belangrik, dat ons sal toelaat, ons as Jaffiste, sal toelaat, dat die Ruach HaKodesh in ons lewens introspeksie doen. Met ander woorde, die vergrootglas so oor ons lewe laat stap vandag, om te kyk en seker te maak dat ek en u in die wil van Vader Jaffa wandel. As daar enigiets is wat skyn maak, dat hy ons sal oortuig en lei en leer, om wat te doen? Om nader en nader en nader aan Jaffa te beweeg. So wat doen koning Salomo?
Hy laat ons kyk na hierdie sondaar se eie getuienis. En nou luister, wat sê die man? En natuurlik vrouens ook, hoor. Want koning Salomo, weet jy nou reeds, het met die mans gepraat. En in sy tyd was die vrouens nie in tel nie. Vers 35. Nou sê hierdie ou, hulle het my geslaan, sê jy dan. Ek het geen pyn gevoel nie. Nou dis wat sonde doen aan 'n mens. Dis nie net hierdie ou wat wyn drink nie. Maar ek wil eintlik sê wyn suip, want dis om wyn te drink is nie 'n sonde nie, maar wanneer dit 'n gesuipery word, dis wanneer dit sonde is. En dan kom jy in die ou se skoene. Hy sê, hulle het my geslaan. Sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie. Jy moet getrek wees om te sê ek het nie pyn gevoel nie. En dis wat sonde aan 'n mens se lewe doen. Wanneer sonde in ons lewens inkom, onmiddellik is die ruach daar en dit oortuig ons, dit kla ons aan. Dit kla ons aan, dit kla ons aan. Dit wil hê ons moet besef waarmee is ons besig. Ons speel met vuur. Ons speel met ons familie. Ons speel met ons toekoms. Ons speel met die ewige lewe. Halleluja. Hy sê ek het geen pyn gevoel nie. En wanneer sonde gewoonte vormend raak, weet jy wat? Jy voel nou rand nie meer die pyn nie. Dit maak nie eintlik regtig my saak nie. So wat? Dis eintlik wat die persoon sê. So wat? Wie weet? Wie gee om? En dit is daardie traagbyneagtige toestand waarin jy dan verkeer, wat die gevaarlikste van alles is. Weet jy hoekom? Want jy het jou afgestomp, jy het die deur toegemaak vir die Ruach HaKodesh, sodat jy hom nie kan hoor spreek nie. En dis hoekom, en ek het al 'n paar keer gesê, Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom en met jou kom maaltyd hou en jy met my. Hoekom? Hoekom is nie die Heilige Gees buitekant die deur? Ek wil dit intrek in 'n persoonlike ding vanmôre. En nie in 'n kerklike of 'n godsdienstige opset nie. Ons het hom uitgestoot, ons het die deure toegemaak. Ek sê nou nie ons nie. Maar weet jy wat, dit is nodig dat ons toelaat, dat die Ruach met ons ook deel. En dit is nie altyd die ou wat vol drank is nie, of wat die ou wat uit die hoerhuis uitkom nie, of wat, daar is baie sondes, om te begeer, om te steel, om te lieg. Gaan kyk na Galasië 5 vers 21 en 22. Een praat van die vrugte van die gees, die Ruach, en die ander praat die vrugte van die vlees. Daar sê hy vir jou. En dis die dinge. Hulle het my geslaan, sê jy dan. Ek het geen pyn gevoel nie. Hoekom? Want die ou raak immuun teen pyn. En dis wat met ons gebeur partykeer. Of ek wil sê, dis wat met 'n mens gebeur. Wanneer jy aanhoudend sonde toelaat, dan raak u immuun teen die Ruach HaKodesh. Ja, Ruach praat nog net so hard, maar die deur is toe. Openbaring 3:20. Ja, wat jy sê, maak die deur oop, laat ek inkom, en met jou maaltyd hou, en jy met my. Ek het geen pyn gevoel nie. Hy het my neergeslaan. Had hom teen die grond neergeslaan. En ek het dit nie gemerk nie. Hoekom? Want jy was besope. Jy was totaal en al verval in sonde en ongeregtigheid. En daardie toestand is buitekant die genade van Jahweh. Het u dit geweet? Die deur is toegemaak. Openbaring 3 vers 20. Oor 'n tydperk is daai deur toegemaak. Hy's geseël. Hy is sommer toegeweld of geswys. En die
persoon hoor nie meer die ruach nie. Yeshua sê, Jahwe Vader sê, maak die deur oop, laat ek inkom. Ek wil met jou maaltyd hou, en jy met my. Wat is dit? Hy smag na 'n verhouding met jou. Prof, jy weet nie in wat se sonde het ek verval nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, ons lewe in die tyd van genade. Die wederkoms, die parousia, het nie plaasgevind nie. Die genade deur het nog nie toegemaak nie. Dis oop, hy staan wyd oop. En my pa, ek was 'n jong seun van so 15 jaar oud, toe ons in 'n gemeente, en die pastoor Dirkie preek die oggend oor die genade deur, en hy sê, julle moet tot bekering kom vanmôre, julle moet tot bekering kom. Die genade deur staan op net so skreefie oop. Hy's net oop, groot genoeg dat jy kan inkom vanmôre. Kom. En daai oggend het baie mense, dis nie groot gemeente nie. Daardie oggend het meeste van die mense opgestap, staan en vorentoe gegaan vir gebed. En toe ons by die deur kom, toe raak my pa, tap my pa, pastoor Dirkie so op die skouer, hy sê, hoekom lieg jy vir die mense? Kyk, my pa het maar 'n manier gehad wat hy ding gesê het. Miskien maar waar my gene vandaan kom. Hy sê, pastoor, hoekom lieg jy vir die mense? Hy sê, broer Nick, wat bedoel jy vanmôre? Hy sê, wel, jy het vanmôre vir die mense gesê, die genade deur staan net so skreef hier oop. My pa sê, weet jy wat? Hy sê, as dit die geval is, dan kan 'n vet ou nie kan ingaan nie, want die genade deur is net so oop. Maar weet jy wat? Die genade deur staan vanmôre net so oop, so groot as wat dit 2000 jaar gelede op Golgotha se heuwel gebeur het, toe hy sy lewe gegee het. Die genade deur maak hy elke dag 'n bietjie toer nie. Nee, met die wederkoms van Yeshua. En dis wat die verrassing gaan wees. Dis wat die groot verrassing vir die ouens gaan wees. Want hulle verwag in die middel van die week gaan die verbond gebreek word. En dan het hy lank al 30 dae tevore gebreek. Is hy al 30 dae tevore gebreek. Dan het Yeshua klaar gekom. So, ek wil sê soos paniek vir pastoor Dirkie gesê het. Die genade deur staan vanmôre so groot oop. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Hy sê, hy vat jou sondekleed en hy werp dit. Hy vat hom so en hy werp dit in die diepste van die see. Dis Yeshua. En hy dink nooit weer daaraan nie. Hoekom? Want hy totaal in totaliteit, het hy die volle prys betaal, sodat daar lewe in oorvloed kan wees. Maak jou deur oop terwyl jy dan die stem hoor vanmôre. Ek weet, ek praat met Javiste. Die meerderheid is Javiste wat ek mee praat. Maar Vader weet, daar's iewers 'n sondaar vanmôre. Of daar's vanmôre dalk 'n Javis wat voel, hy dalk Yeshua te nagekom. Dit is mos so, ons lewe in 'n tyd waar ons gestamp en gestoot word. En dan kan dit gebeur dat ons onsself wip of iets van die aard. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Kom lewe nougeset in die ruach. En dis my boodskap vanmôre vir u vir hierdie dag. Die genade deur staan net so groot oop. Wil u nie vanmôre vir iemand anders te vertel dat die genade deur staan so groot oop nie? Wil u nie vir iemand anders te vertel nie? Dat Yeshua se genadebloed in sy hande het nog nooit opgedroog nie. Daai steekmond in sy sy het nog nooit genees nie. Vanmôre bly dit genade op genade. Wil u nie in hierdie dag die boodskapdraer word van die lewe nie? Hulle het my neergeslaan en ek het dit nie gemerk nie. Hy sê, wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek. Wat?
Hy gaan dit weer opnuut soek, sê hy. Wat? Die drank. Vir hom is dit die drank. Vir die ander is dit die gewoontevormigende sonde. Ek wil vanmôre sê, kom ons gee daai een tree en ons sê, ja, Yeshua, hier's ek. U het gesê in die woord, as ek tot u nader, u sal tot my nader. En weet jy wat? Daar's geen sonde wat hy nie die prys voor betaal het nie. Niks nie. Die enigste sonde wat hy ons nie voor kan vergewe nie, is die wat ons nie voor vergifnis vra nie. Kom ons wees vanmôre en in hierdie dag wat voor ons lê, draers van die waarheid van die lewe. Daar is lewe in die genadebloed van Yeshua. Ongeag van die toestand. Tot môreoggend as Vader Jahwe die mens sonde spaar. Maranatha. Yeshua kom weer. Halleluja.